Julle kan in die Bybels blaai na Genesis toe. Ek gaan enkele verse lees uit Genesis 1 en 2 uit, en dan weer uit Genesis 9. Ekskuus. Vanoggend se preek is 'n bietjie anders as gewoonlik. Ek het 'n bietjie meer konteks wat ek vir jou moet gee vooraf. Almal is nie altyd op dieselfde plek oor wat in die samelewing en goed aan die gang is nie. En dis juis uit reaksie uit iets wat in die samelewing gebeur buite die kerk, wat ons vandag nou vra, wat sê die Here hieroor? En daarom dan so 'n bietjie meer konteks as gewoonlik, maar uiteindelik dan gaan ons by Genesis uitkom om te sê, okay, so wat sê die Here dan daarvan? Vooraf net hierdie waarskuwing dat wanneer mense oor genadedood praat, dan moet mense dit baie versigtig doen en jy moet dit regtig met groot deernis doen. Want dit sny tot in die diepste van 'n mens se swaar kry en jou seer. Dalk is dit mense se eie lyding waar hulle dalk nie meer voor kan sien nie. Of dalk die lyding van iemand naby aan jou, van 'n geliefde, wat jy moet aanskou. Dit kan selfs die trauma herinnering wees van 'n geliefde wat reeds oorlede is, maar wat swaar gekry het aan die einde. Ons moet nie wegskram om daaroor te praat nie. En terwyl ons objektief probeer praat daaroor, moet ons altyd onthou dat dit regtig diep emosioneel is. Ek wil die beeld gebruik om te sê dat dit nie 'n onderwerp is wat jy so rof en ongevoelig met jou modderskoene inloop nie. Nee, vir hierdie onderwerp trek jy jou skoene uit, want jy loop as dit ware op die heilige grond van iemand se diepste emosionele hart. En ek hoop regtig dat ek so vanoggend sal oorkom. En dat ek nie, al wil ek nie doekies omdraai nie, en ek hoop ook dat ons nadenke, almal van julle se nadenke hieroor en jou napraat daaroor, regtig ook toegevou sal wees in begrip en liefde vir mense. Begelei veral jong kinders, dat hulle nie ontsteld sal wees hieroor nie. Ek wil 'n paar dinge doen, voordat ons gaan kyk in die woord presies wat sê die Here hieroor. In die konteks wil ek eers verduidelik, hoekom praat ek dan nou vanoggend hieroor? Wat laat my daaroor fokus? Dan net 'n bietjie duidelik maak oor watter deel van genadedood ons praat, want daar's soveel verskillende fasette daarvoor, en ons kan nie almal in een gesprek hanteer nie. En dan 'n kort oorsig oor hoe dit in die wêreld lyk daaroor, en dan vra ons, maar wat sê die Here eintlik daarvan? Hoekom fokus ons vanoggend daarop? Wel, dit het al 'n rukkie terug begin, veral in ons land Maart 2024, toe het ons ook in 'n preek hierop gefokus. Destyds was die pers vol, dit het gegons oor 'n dame wat in George was en net nie meer kans gesien het van haar ernstige stryd wat sy gehad het met velkanker, wat sy deur jare se sonbrand opgedoen het nie. En toe het sy na 'n kliniek toe gereis in Switserland en daar op haar versoek het laat doodgemaak, om haar te verlos van hierdie lyding. Destyds het 'n organisasie genaamd Dignity SA het toe aangedui dat hulle wil wetgewing in Suid-Afrika bring, sodat ons ook in Suid-Afrika bystand dood, soos mense dit noem, sal wettig. Dat ons dit hier sal maak, dat dit ook gedoen kan word. En hulle het dan nou in April, het hulle nou met vreeslike persverklarings begin aandui dat hulle nou die saak voor die howe bring. Hulle wil die howe vra om eerstens net 'n besluit te neem om te sê dat onder sekere omstandighede sal dit nie moord wees om mense dood te maak nie. En dan wil hulle hê dat binne 12 of 24 maande die parlement dan wetgewing moet optel om daai omstandighede, wanneer jy iemand mag doodmaak, te reguleer. Hoe dit gedoen moet word. Het is nogal opvallend hoe dit nou werk in deesdae as 'n samelewing, nê? Hulle gaan nie die howe daar net toe nie. Hulle begin eers met 'n geweldige persverklarings en sosiale media en alles, so asof hulle die skeefgetrekte morele sin van die samelewing wil gebruik om die howe sag te maak vir die saak wat kom. En dan is dit baie ontstellend dat mense sien dat die norm vir etiek, die norm vir wat reg en verkeerd is in ons samelewing,
het so geskuif. Die vraag is nie meer wat wil God hê nie. Nee, die vraag is wat is mense se opinies daaroor? En die meeste reaksie van mense laat jou na jou asem snak as jy bietjie na die berigte sou lees. So wat van opinies en van nonsies en totale wanopvatting van wat God se wil eintlik is, kan jy jouself nie voorstel nie. Selfs verklaringe dat God met hierdie saak niks te doen het nie. Amper erger is predikante wat meer skryf oor hulle persoonlike sienings van wat God sou wou, as oor wat hy self in sy woord openbaar. In ons samelewing is daar sogenaamde kerkmense wat vandag nie meer opreg wil luister wat God wil sê nie. Hulle uitgangspunt is die mens wat die vrugte van die moderne wetenskapboom van kennis van goed en kwaad geëet het en dan dink hulle is soos God. Dan verdraai hulle God se direkte opdragte en maak dit uit as blote interpretasies van mense wat nie meer in hierdie moderne wêreld geld nie. So asof God nie meer in pas is nie en dat die mens nou kwansies beter weet. Nou goed, as kinders van God is dit nodig dat ons weet wat hy wil en wat hy beveel oor die lewe of dan die dood van sy verteenwoordigers. Hy's baie duidelik daaroor. Ons het reeds by daai gebod stilgestaan. Ons moet net ons ore oopmaak en die absolute goddelike gesag aanvaar. Ook in situasies wat ons nie verstaan nie. Dit verander nie die waarheid wat hy sê nie. Ons gaan in die volgende maande en in die jare natuurlik al meer en meer, ons gaan die geleenthede kry om te getuig. Ons gaan by 'n punt kom waar ons opinies sal moet gee. Al is dit as vreemdelinge in 'n samelewing wat nie wil hoor nie. As getuienis van God is dit dan nodig dat ons weet wat sê hy daaroor. En dis hoekom ons vandag daarop fokus. Sodat ons nie net self sal weet nie, maar sodat ons ook sal gaan getuig daarvan. Nou, genadedood is 'n omvattende term wat vir baie dinge geld. Ons gaan vanoggend net op een deel daarvan fokus. Dit gaan oor doodgaan wat 'n einde bring aan aardse swaar kry en lyding. Natuurlik is daar raakvlakke met mekaar, maar ons gaan nie vandag fokus op die ophou van behandeling van iemand wat sy lewe kunsmatig aan die lewe gehou word nie. Ons gaan ook nie fokus op wanneer mense met aktiewe behandeling vir genesing ophou en dan net met wat hulle noem palliatiewe sorg aangaan nie. Dis waar hulle net die pyn hanteer om die kwaliteit van lewe te bewaar terwyl die lewe of dan die dood sy gang gaan nie. Ons gaan ook nie fokus op selfdood nie, of soos wat mense dit lankal selfmoord genoem het. Maar jy sal natuurlik agterkom dat daar geweldige raakvlakke is tussen bystandsdood, waarop ons fokus, en selfdood. Eintlik maar dieselfde ding, in hierdie geval net dat by selfdood is jy op jou eie, maar met bystandsdood vra jy iemand om jou te help. En dis die vraag. Bystandsdood is wanneer 'n dokter 'n pasiënt help of hom bystaan om dood te gaan. Dis asof doodmaak 'n alternatiewe vorm van behandeling word wat die dokter kan voorskryf. Die eerste land waar dit wel gewettig is, was Nederland, so ver terug as 2002 al. Aanvanklik was dit bedoel vir pasiënte wat aan ondraaglike lyding blootgestel is. Maar as jy eers besluit het dat doodmaak 'n soort van behandeling word, dan skuif die vraag nie meer of jy mag doodmaak of nie, maar dan word die vraag, wanneer is lyding dan nou akelig genoeg sodat jy maar kan doodmaak? Hulle het dit in 2005 die wet so verander dat ondraaglike lyding nie meer net
siekte of pyn insluit nie, maar dit sou kon insluit gestremdheid of eensaamheid. En selfs al is jy nog nie eensaam nie, maar jy het 'n ondraaglike lyding van vrees dat jy dalk eendag eensaam sou wees. Daar selfs 'n toenemende tendens tans van die ondraaglike lyding wat ou mense sou ly, uit vrees dat die een alleen sal agterbly en dat hulle dan vra om saam gelyktydig met hulle hand in mekaar doodgemaak te word. In 2008 het hulle selfs verder gegaan dat kinders bo 12 mag aansoek doen hiervoor. En dan mag die ouers dit nie eintlik teenstaan nie, want wie besluit dan nou oor wanneer die kind se lyding ondraaglik is? Mens kan jou die goed nie indink nie. Kanada het dit in 2016 gewettig. Vir mense wat siekte of gestremdheid het, of enige toestand wat agteruitgang veroorsaak, wat blywend fisies en psigiese lyding sou veroorsaak, wat ondraaglik sou wees en wat nie verlig kan word nie. En nie verlig kan word onder toestande wat die persoon aanvaarbaar sou beskou nie. Luister mooi. Hulle sê selfs al is daar ander behandeling, maar die pasiënt kies om liewer doodgemaak te word, dan kan jy maar doodmaak. Want dan is behandeling aanvaarbaar. En doodmaak is een daarvan. Ek verwys na werklike gevalle van 'n man wat haweloos op straat was en in sy nood gevra het dat hulle hom doodmaak. Of 'n dame wat nie langer wou wag dat daar 'n huistoestel in haar woning se trappe ingestalleer word nie, en dat sy hierdie geweldige lyding het dat sy vasgekerker is in die een verdieping en nie na die ander toe kon gaan nie. Ek kan hier nie indink nie. Daar is tans 10 lande waar dit gewettig is. As dit vir jou iets beteken, Nederland, België, Luxemburg, Switserland, Kanada, Portugal, Spanje, Oostenryk, Kolombie, Ecuador, Nieu-Seeland en dan sekere state in Australië en in die VSA. Ek verwys meer na Nederland en Kanada omdat hulle 'n baie sterker regulering het om rekords te hou. Maar van 2016 tot 2025 was daar in Kanada alleen seker 7 amper 7 nou maak ek so zoom aan, dat daar 76.000 mense doodgemaak is van 2016 af tot 2025. Net in Kanada en Nederland saam, net hulle twee saam in 2025, meer as 26.800. Mense wat doodgemaak is net omdat hulle gevra is, en dit is wettig, jy mag hulle maar doodmaak. Die navorsing wat hulle doen oor hierdie goed wys dat dit nie regtig meer gaan oor fisiese pyn nie. Die belangrikste rede is meestal oor mense wat nie hulle selfstandigheid wil verloor nie. Jy weet daai vernedering dat jy dalk eendag op jou ou dag doeke sal moet dra. Of mense wat vrees het dat hulle lewensvreugde sal verloor, dat hulle persepsie van waardigheid sal verloor, of dat hulle 'n las vir ander sal wees. Dit is nou al aanvaarbare redes. In Suid-Afrika is die voorstel in die rigting dat dit sal wees slegs vir ondraaglike en onoplosbare lyding. Dit klink so mooi soos wat dit destyds in die begin geklink het in Nederland en Kanada. En dan voeg hulle by vir Suid-Afrika 'n paar dokters wat sê, maar asseblief sonder te veel lastige toesig. Maar weet jy, selfs al is die rede in die begin presies reg, die oomblik wanneer jy sê, doodmaak op aanvraag is aanvaarbare behandeling, dan glip dit al verder, want nou word die vraag gevra, wanneer is lyding dan nou so oordraaglik, ondraaglik? En wie is ek en jy om te sê iemand anders se lyding is onhoudbaar? Tans by ons is dit nog onwettig. En is dit moord. Daar was een keer in die appelhof toegestaan dat iemand dit kon doen, maar dit is baie vinnig omgekeer, met baie skras bewoording daarteen. Wat die toekoms sal inhou, dink ek, gaan ons gouer uitvind as wat ons besef. Veral met hierdie hofgeding wat nou begin is. In Engeland is dieselfde ding aan die gang. Maar weet dit vir een ding seker, ons gaan daarteen opstaan en ons gaan petisies teken en ons gaan ons stem laat hoor. Maar in 'n land waar
En in 'n samelewing waar die doodmaak van ongebore babas en abortus sommer net goedgekeur word en aanvaar word, kan jy maar dink of dit net 'n kwessie van tyd is, dat hierdie bystand ding ook dalk gewettig sou word. Nou goed, dis nou genoeg agtergrond. Kom ons vra, wat sê die Here hieroor? En ons wil vra, wat sê hy? Nie wat dink ons nie. Ook nie oor wat dink ons, dink hy nie. Wat sê hy self in sy woord? En kom ek begin deur op te merk dat dit nie verkeerd is vir gelowiges om na die verlossing van die dood te verlang nie. Dis duidelik. Lees maar Filippense 1 vers 21 tot 23, waar Paulus self hierdie ding skryf, dat die dood 'n wins is vir hulle wat in Christus glo en in hom lewe. En dat hy verlang daarna, want dit is verreweg die beste. Vir elkeen wat in Jesus Christus glo, is die dood 'n wins. 'n finale, volkome bevryding. En daarom moet ons nie wegskram wanneer iemand in lyding is en wil praat oor die dood nie. Praat met hulle daaroor. Hulle het 'n behoefte daaraan. En kom ek sê soms so tussenin net. Vergeet van die nonsies dat jy met jou woorde oor iemand die dood kan spreek. Dis nie wat die Bybel leer nie. Hoe arrogant moet jy wees om te dink dat 'n mens, jou woorde, kan bepaal of iemand doodgaan of nie doodgaan nie. Vergeet daarvan. Jy kan praat oor die dood. Die Here bepaal. Nie ek en jy in ons woorde nie. Daardie teks in die Bybel beteken iets heeltemal anders. Goed, kom ons vra dan. Wat sê die Bybel vir ons oor om iemand anders te help om dood te gaan? Daar's 2 voorbeelde in die Bybel daarvan. Die eerste kry ons in Rigters 9. Daai bose Israeliese koning Abimelek het die stad Sichem bestorm, en toe hulle by die stadsmuur kom, toe gooi 'n vrou 'n klip uit die toring uit bo op sy kop. Nou is hy besig om dood te gaan met 'n klip wat 'n vrou op sy kop gegooi het, en hy's verskriklik skaam oor die vernedering daarvan, dat 'n vrou sy dood veroorsaak, en hy vra sy wapendraer, maak my dood, sodat ek liewer deur jou doodgemaak word, en dat dit nie bekend sal word, dat ek deur 'n vrou doodgemaak word nie. Die wapendraer pluk sy swaard uit, en hy maak vir Abimelek dood. Nou, ons kan nie hieruit aflei, dat die Here dit toelaat, en dat dit sy wil is nie. Wel, hy het dit toegelaat. Maar dit sê nog nie dat dit is wat hy goedkeur nie. Daar's baie goed in die Bybel wat gebeur, wat God glad nie goedkeur nie, jy weet daarvan. 'n tweede voorbeeld is 1 Samuel 31, waar die Filistyne vir Israel aanval. Hulle verslaan vir Israel, en dan begin hulle die aanval toespits om juis vir Saul by te kom. Nou het Saul baie bang geword, hy het in hierdie ondraaglike lyding ingegaan, nê? Dat hy deur 'n heiden doodgemaak sou word, of dalk dat hulle hom gevange sou neem en met hom die spot sal dryf, soos wat hulle destyds gedoen het met Samson. Uit vrees, 'n ondraaglike lyding vandag se taal sou jy kon sê, vra hy vir sy wapendraer vir bystand dood, dat die wapendraer hom sal doodmaak. Maar anders as by Abimelek, is Saul se wapendraer te bang om sy hand te slaan aan die gesalfde koning, en hy weier. Saul maak toe self sy plan, en hy val in sy eie swaard. En toe die wapendraer sien, Saul het selfmoord gepleeg, toe doen hy dieselfde. Ook hier kan ons nie aflei, dat die Here dit goedkeur nie. Of so sê mense wat nie 'n bietjie verder wil lees nie. As jy nou 'n bietjie verder lees, na die volgende hoofstuk toe, dan sien jy hoe 'n boodskapper na Dawid toe aangehardloop kom, en vir Dawid vertel van Saul se dood. En dan vertel hy, dat Saul homself om die lewe gebring het, in sy swaard geval het. Maar dat hy nie dadelik dood was nie, baie ernstig gewond, en toe vra hy hierdie man wat verbykom om hom asseblief dood te maak. Die man kon sien,
Saul gaan nie meer lank leef nie. Die einde is sigbaar, die einde is hier. En toe maak hy hom dood. En hy vat die armband en die kroon en hy bring dit vir Dawid. En Dawid se reaksie? Onthou nou, Dawid is die gesalfde. God het hom reeds aangestel. Dawid laat hierdie man doodmaak. Hoekom? Omdat jy nie jou hand oplig teen die gesalfde van die Here nie. Selfs al is die dood van God se gesalfde koning seker en naby, dan lig jy nie jou hand teen hom nie, want hy is God se gesalfde, en dis duidelik uit Dawid se optrede. En dis presies in lyn met God se wet. Hierdie ding is nie net geldig vir die konings van Israel nie. Dis geldig vir elke mens. Kom ons lees nou uit Genesis 1 uit, dat ons kan agterkom, hoekom is dit so? Ek lees Genesis 1 vers 26 en 27 en ek gaan die teks vir jou op die bord wys, as jy ook daarin saam wil lees. Toe het God gesê, dis reg in die skepping, nee. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis van die see, die voëls van die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. En dan ook die volgende skyfie, Genesis 2 vers 7. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Dankie Johan. So God het die mens anders gemaak as wat hy die diere gemaak het. Daar's 'n baie duidelike onderskeid. Wanneer hy die skepping van die diere beskryf, dan sê hy die Here het die diere gemaak. Toe het hy net gesê, laat die aarde die diere voortbring. Maar toe hy die mens wou maak, toe besin hy eers daaroor, en hy doen dit self met sy eie hand. Hy besin, en toe maak hy ons na sy beeld. Hy maak ons as sy verteenwoordigers. Nou geen geskape mens word ooit God of ietsie van God nie. Ons bly skepsels, mense. Maar God het ons gemaak na sy beeld en na sy gelykenis. Psalm 8 vers 6 sê hy het ons gemaak skaars minder as 'n goddelike wese. Dit beteken nie dat ons lewende en ons lywe klein standbeeltjies is van God nie. Maar dit beteken na sy beeld dat ons sy karakter en sy geaardheid in ons moet hê. Natuurlik nie in volle glorie nie. Maar ons is nie net liggaam soos die diere nie. Hy het sy lewensasem in ons geblaas, sodat ons 'n lewende wese geword het. 'n Lewende siel, staan daar in die ou vertaling. En dan gee hy vir ons spesifieke werk, om die skepping te bewerk, daaroor te heers, maar om in sy plek, om in sy naam, om sy verteenwoordigers te wees. Dat wanneer die skepping met die mens te doen het, dan het hy nie net met nog 'n skepsel te doen nie. Hy het te doen met 'n skepsel wat God verteenwoordig. Jy kan sien, dit dra baie meer gewig. Kom ons bring dit nou reguit na bystand dood toe. En kom ons lees, ons wys weer die skyfie, Genesis 9, vers 1 tot 6. God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Jy kan hoor, dis dieselfde opdragte wat hy vir Adam en Eva gegee het, nee, dieselfde verbondslyn, dieselfde opdragte loop deur. Vers 2. Al die diere, al die voëls, al die diere wat kruip, al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel. Alles wat roer en lewe sal kos wees vir julle. Naas die groen plante gee ek dit alles vir julle. Julle mag net nie vleis eet met sy lewe in, met die bloed in nie.
Luister dan veral vers 5 en 6. Wanneer julle eie bloed vergiet word. So voorheen het hy gesê, jy mag diere doodmaak en hulle eet. Maar wanneer jou eie bloed vergiet word, die mense, dan sal ek daaroor rekenskap eis. Want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens, en van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Kan jy sien waar dit vandaan kom, dat wanneer 'n leeu 'n mens gebyt het, dan maak hulle die leeu dood? Waar dit vandaan kom, dat as 'n hond 'n kind gebyt het. Verstaan julle waar dit vandaan kom? Vers 6. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. Oog vir 'n oog, tand vir 'n tand, hoor jy dit daarin? As jy 'n mens doodmaak, sal jy doodgemaak word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger. God maak onderskeid tussen die mens en die dier, en hierdie deel baie, baie duidelik. Hy stel al die diere tot die mens se beskikking. Ook om hulle dood te maak, soos wat God diere doodgemaak het, om vir Adam en Eva met velle toe te maak, na die sondeval. Hy gee die diere en die plante vir mense as voedsel. Maar God maak dit baie duidelik, dat jy nie 'n mens mag doodmaak nie. Kom ons kyk weer na vers 6, die volgende skryf vir Johan. Ek gee dit nou vir jou in die 2020 vertaling, want hier is een verskil, wat die oorspronklike taal baie duidelik na vore bring. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. Want na die beeld van God het hy die mens gemaak. Ons het gelees in die vorige vertaling, die rede hoekom jy nie 'n mens doodgemaak word nie, is dat hy God se verteenwoordiger is. Hier dat hy sy beeld is. Maar hier staan baie duidelik die woordjie want. Hoekom mag jy nie 'n mens doodmaak nie? Want hy is God se verteenwoordiger geskape na God se beeld. Jy vat aan God se verteenwoordiger as jy aan die lewe van 'n mens vat. Dis nie 'n bok of 'n donkie of 'n skaap nie. Dis God se verteenwoordiger. Jy het met God te doen. Dis so duidelik soos daglig. Hy gee die rede daarvoor. Verstaan jy ook hoekom het hy in Exodus in die wet gesê dat jy nie mag moord pleeg nie? Ons mag geen mens doodmaak nie, want 'n mens is nie soos 'n dier nie, 'n mens is die beeld van God. Hy het sy lewensasem in die mens ingeblaas. Elke mens, al is ons deur die sonde gebreekte en aaklige beelde, maar ons is nog steeds God se verteenwoordigers, wat hy in Christus herstel natuurlik. Niemand mag sy hand aan die verteenwoordigers van God slaan nie. Daar's geen ruimte vir allerlei redes nie, verskonings en mooi praatjies nie, moderne wetenskap en 'n verligte samelewing nie. God maak geen ruimte daarvoor nie. Die verhouding tussen hom en sy mensskepsel is vas. En bly so. As jy jou hand aan 'n mens slaan, sal hy rekenskap vra. En dit bring ons by 'n gelooftoets, nê? Glo jy in die heerskappy van God? Of bevraagteken jy dit asof jy beter weet as hy? Om barmhartig te wees en te smag na uitkoms, ja selfs om te smag na die uitkoms wat die dood sal bring vir 'n mens wat ly en wat in Christus is nie verkeerd nie. Om te sug en te hunker na hierdie bevryding wat die dood sal bring, vir wie ons geen vrees meer het nie. Dit is 'n barmhartigheid in ons harte wat deel is van die beeld van God. Maar God se barmhartigheid is nooit buite sy geregtigheid en sy heiligheid nie. Dit loop altyd saam en in Jesus Christus kan jy dit by mekaar sien aan die kruis. Volkome barmhartig want hy is in ons plek. Volkome geregtig want elke sonde sal gestraf word.
Ons is God se verteenwoordigers en daarom moet ons sy beeld van barmhartigheid ook uitlewe binne sy riglyne van sy heiligheid en van sy geregtigheid. Binne die riglyne wat hy gee, moet ons sy beeld wys. Want die oomblik as ons sy beeld wil wys daarbuite, is dit nie meer hy nie, maar ons eie skynheiligheid. Ons kan nie die grense verskuif wat God stel asof ons beter weet nie. Hy sê ons mag dit nie doen nie. En weet jy wat bedoel hy eintlik daarmee? Dat ons dit nie mag doen nie. Wee enige een wat sy hand slaan aan die lewe van een wat God verteenwoordig. En wee elke een wat dit wil goed praat en mense daarin wil mislei. Kom ek sluit af met 'n opmerking van wat sou ons dan wel doen? Hoe sou ons wel barmhartigheid kon betoon in 'n tyd wanneer iemand regtig swaar lewe? En ek wil 'n beeld gebruik van 'n soldaat wat in die gevegsfront is. Hy kry baie swaar. Hy's honger. Dis nat, dis koud. Hy's dalk gewond. Dalk 'n dodelike wond. Daar's 'n geweldige aanslag van die vyand. En sy opdrag is om te sê, staan vas. Selfs al is daar niks, geen hoop meer nie. Staan vas. Ek het jou daar nodig. Hoe sal jy so 'n soldaat bemoedig? Sal jy heeltyd met 'n treurige gesig praat oor hoe verskriklik swaar dit is en sy gedagtes aanhoudend in daardie seer van swaar in laat rondkolk en karring met hom? Selfs al is dit waar. Sou jy vir daardie soldaat help om sy pos te verlaat en te dros? Natuurlik nie. Jy sal hom herinner aan hoe belangrik sy rol is in hierdie veldslag. Selfs al sou hy nie die groter prentjie sien nie, maar sy bevelvoerder het vir hom hier 'n baie belangrike rol. Dis waarin jy hom sal herinner. Aan hoe trots jy op hom is, dat hy vas staan, selfs al is hy in hierdie lyding, die trotsheid en die verwondering wat jy het aan hom, wat vas bly staan in sy roeping. Is dit nie ook wat ons moet doen met mense wat in die loopgrawe van lyding in hierdie lewe wegkwyn, terwyl hulle God daarin verteenwoordig nie? Sal ons hulle nie herinner daaraan, dat hulle steeds God se verteenwoordigers is, terwyl hulle swaar kry, en dat juis in hulle lyding iets van Christus se lyding sigbaar word. Dit is 'n ander onderwerp, maar dit kom baie duidelik uit Kolossense en Filippense as mens dit bymekaar sit. Dat Christus se volharding in lyding word sigbaar in my en jou volharding in lyding. Dat die wêreld nie net hoor daarvan nie, maar dit kan sien. Sal ons hulle nie vertel dat dit volharding juis hulle roeping is, en dat hulle daarin nie net God verteenwoordig nie, maar dat hulle daarin ander inspireer om God te verteenwoordig, in watter omstandighede hulle dan ook al sou wees. Dat ons hulle sal herinner dat hulle lyding meewerk om baie ander voor God te bring in gebed. In gebed waar mense duisende oor die land heen, wat dalk vir hierdie geliefde bid, dat hulle voor God kom en erken dat hy die gewer is van gesondheid en lewe en bevryding, en dat God die eer kry vir elkeen wat tot hom bid, en dat jou lyding juis die vonk is wat ander se gebede voor God wakker maak. Sal ons nie minder praat oor die verskrikking van lyding nie, maar meer praat oor die heerlikheid wat daar wag vir elkeen wat getrou bly in sy verteenwoordigende werk van die Here. Sal ons nie dieselfde bemoediging put wat Jesus Christus geput het nie. Hebreërs 12 vers 2 sê duidelik dat die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was,
het hom so bemoedig, dat hy nie teruggedeins het vir die lyding en die skande van die kruis nie. Want hy weet wat kom, wanneer God dit gee. In Jesaja 53 beloof God dat die stormwaters van hierdie lewe nie een van sy kinders sal wegspoel nie. In Psalm 131 nooi hy elkeen van ons om vrede by hom te kom vind, selfs in lyding wat ons glad nie verstaan nie, om vrede by hom te kan vind soos 'n gespeende kind op die skoot van sy moeder. Sal ons wat toekyk en saam swaar kry met ons geliefdes, sal ons met ons volharding wys dat God koning is en dat ons op hom wag. Ons ken sy liefde en sy genade en sy barmhartigheid. Dit is so oorvloedig sigbaar en daar in Christus, wat self gelei het om regtig by ons te kan wees in ons lyding en ons in ons lyding te kan versterk en om ons op sy tyd van ons lyding te verlos. Mag elkeen van ons, ek en jy en ons geliefdes, mag elkeen van ons die troostvolle arms van God belewe oor ons, terwyl ons getrou bly om hom te verteenwoordig, selfs as dit bitter lyding van onsself of ons geliefdes sou inhou. Onthou, dit is nog net 'n rukkie, nog net 'n klein rukkie, dan is dit verby. Dan is ons by hom. In 'n heerlikheid wat die ergste lyding in hierdie lewe verreweg sal oortref. Mag God se uitkoms vir jou en jou geliefdes gou kom. Mag hy self gou kom.